Wanneer jy in die vrugbare Drakensbergvallei in die Boland draai en jy sien die Taalmonument, weet jy natuurlik jy is in die historiese Parel. Sy inwoners is passievol oor hul blyplek en gesels dus graag oor die mooi dorp. Die Taalmonument is regtig een van ons bekendste strukture, maar Johan, nie almal weet wat die simboliek agter hierdie is nie. Dit simboliseer die geskiedenis van Afrikaans en ook die toekoms van Afrikaans. Nou, die argitek is geïnspireer deur skrywers. Dan het NP van Wyk Lou gesê, Afrikaans is 'n brug tussen Europa en Afrika. En dit is hoekom hierdie brugstruktuur is. En dan die suil is die toekoms wat tot bo toe gaan. En dit is geïnspireer deur C.J. Langenhoven. En dan het ons nou daai ander paaltjie wat die Republiek van Suid-Afrika voorstel. Want as ons na hierdie pilaar kyk, dit is nou die invloed van Europa op ons taal, die invloed van Asië, Java en Maleisië. En dan is ook die invloed van Afrika. Johan, ons is ook in die Parel en jy het gekies om hier te kom bly. Hoekom? Die antwoord is seker 2 of 3 ledig. Die eerste plek is ek skryf met 'n bottel wyn in Afrikaans. So waar kan jy nou 'n beter plek kry onder die Taalmonument met al hierdie verskriklike pragtige wynplase. En dan die weer is so wonderlik. Hulle sê mos die duiwel op pad hel toe so vir 'n rukkie hier in die Drakensbergvallei kom loop lê. Dis hoekom dit so warm is. Vandag is Irshad genooi vir 'n kuier saam met 'n paar Parel locals in die skadu van die Taalmonument. Karika Conradie is die vrou agter die tafelversierings. Sy besit 'n dekorwinkel op die dorp en is getroud met chef Aby, wat later vir die kos sorg. Wat 'n heerlike tafel jy vir ons hier voorberei. Ja, dit is pragtig met die omgewing wat ons het, die berge in die agtergrond en die Taalmonument. Maar ek het julle hulp nodig. Kan julle asseblief vir my die riete indruk by die pilaar, Irshad? En Johan, kan jy vir die vye sny? Bitter graag. Kyk, ek moet sê ek's baie mal oor hierdie natuurlike planterangskikking op jou tafel. Dankie, ek het alles uit die omgewing uitgebruik. Ons proteas groei natuurlik in die berge en word ook deur boere verbou. Ons het granate en vye gekry by boere. Spekboom groei ook op 'n plaas en dis 'n wonderlike boom wat eetbaar is en wat baie suurstof in die natuur vrystel. Ek het ook besluit om die sagter elemente in te bring in terme van die meubels en die tafel en ek het aan te sluit by ons taal, 'n moderne speelse taal en bietjie die tafelelemente ook in te bring in die wit agtergrond om net die berge 'n bietjie te breek. Wel, ek is die enigste een wat nie van die Parel af is nie, maar hierdie plek is so mooi, mense, ek sal hier kom bly enige tyd. En om dit vir jou nog aantrekliker te maak, het ek vir jou 'n gids gereël wat vir jou na een van die plase toe gaan neem. Daar is 'n laaste bestanddeel nodig vir een van die disse van ons onthaal. En die man wat saam kom pluk is niemand anders as oud Springbok-afrigter Pieter de Villiers nie. Div, soos hy beter bekend is, was van 2008 tot 11 die man agter die bokke. Hy en Irshad gaan pruime oes op die Morreligg plaas net buite die dorp. Ek moet sê, jy lyk baie pikant met hierdie mandjie in jou hand. Ek het nie geweet jy gaan my gids wees vandag nie. Nee, is 'n voorreg om julle in die Parel rond te wys en vir al wie op hierdie plaas. Hoe verskil jou lewe nou van toe jy 'n Springbok-afrigter was? Ja, kom ek sê vir jou, die verskil in my lewe is die feit dat deure gaan vir jou oop in die lewe en dan moet jy dit gebruik. En by die Springbok het ek alles gekry. Nou moet ek soveel gee. En dit maak vir my opgewonde dat hoe meer 'n mens kan gee in die lewe, dit wil sê van jou ervaring wat jy uitdeel. Ag, dit is great, né? Jy bly nou al vir jare in die Parel, so wat maak dit vir jou spesiaal? Ja, Parel is te groot om 'n dorp te wees en te klein om 'n stad te wees. Met die gevolg is die mense ook maar baie gemiddeld. En dis wat jy wil hê in die lewe, want as 'n mens nie gemiddeld is nie, dan begin hulle as hulle te hoog raak, kyk hulle neer op ander mense. En as hulle afhanklik raak, dan sien hulle op. Ons in die Parel kyk mekaar in die oë en ons verstaan mekaar en ons lewe van mekaar se sienings. So ja, hierdie plek is seker die naaste waar jy in die hemel kan kom. Ons sien Pieter later weer by die tafel. Vereers maak ons kos. Hier in ons land se langste hoofstraat vol historiese geboue kry jy chef Aby Conradie se restaurant Kika. Hy en Martelies Brink van RSG is al hard aan die werk. Hallo julle. Hallo. Maar julle lyk besig. Ek sê ons het 'n lamspout hierso wat ek klaar gemarineer het met 'n bietjie suurlemoen en boegoeblaartjies. Dit net as 'n marinade dien. Gee vir ons 'n bietjie ekstra interessante smake wat hier uit die Boland uitkom. Wat ons nou gaan met 'n amandelkors klaar maak. Ek het nou klaar hierso die amandels in die verwerker, so gee vir my die eiers aan. Nou sit ek die pecorino kaas in, dis 'n lekker harde kaas wat baie geur in het. En dan het ek 'n bietjie suurlemoenskil wat ek voor die tyd gerasper het. Ons gaan dit nou alles in die voedselverwerker sit en dan net lekker fyn maak dat hy soos broodkrummels lyk. Vervang gerus die boego met Timmy. Nadat jy die bout gemarineer het, braai dit bruin en laat dit afkoel. Druk dan die kors op. Daar is die lamspout nou in die oond vir 'n uur en 'n half. Sê, jy kan so lank vir Martelies help met die nagereg. Ek sien sy het so 'n bietjie hulp nodig. Haha.
Hier, jy kan die mentblare afpluk, meneer. Dit is die moeilikste werk van die nagereg. Dis baie maklik, dankie. Maar Telies, wat is van jou gunsteling herinneringe van die Parel? Goed, ek dink Parel is baie bekend vir hoe warm dit is. Hier is 'n vallei wat bloedig warm kan wees en ek dink daai aande wat die hele familie studeerkamer toe trek, want dis die enigste plek in die huis waar daar 'n ligreëling is. Dit was my altyd lekker geweest as die familie bymekaar kom. En dan vir die dorp, ek dink Sondag raak dit baie stil soos wat mense dan nou ook bietjie gaan slaap, die ouer mense gaan slaap en ons as kinders het dan rugbyveld toe gegaan in die middel van die dorp en gaan touchy speel. Dit is my altyd lekker daai gemeenskapsgevoel. Wat 'n bydrae het die Parel gemaak tot die mens wat jy vandag is? Ek dink daar's soveel aspekte van 'n dorp wat bydra tot 'n kind se grootwordjare. Die feit dat ek 'n dominee se dogter is, hy was dominee van een van die bakens van die Parel die Toringkerk, het baie met mense te doen en dit leer jou ook baie. En die Parel is bekend vir sy skole en dit kweek goeie spangees. Terug by die spyskaart. Die nagereg is 'n mango en vanilla maaskaas mousse met granaatstroop, mango blokkies en ons plikkers se pruime natuurlik. Die voorgereg is forel wat hier naby gevang kan word. Dit word bedien met 'n peer en mango salsa en granaatmayonaise. By die lamsbout is daar seisonale groente en 'n rooiwynsous. Mense, ons kan nie hier by die Taalmonument so lekker sit en eet en nie iets spesiaals doen nie. So, ek gaan nou vir julle almal vra om vir my julle gunsteling Afrikaanse sêding te sê en Pieter, jy gaan begin. Ja, dit was maar moeilik net toe ek die Springbok afrigter was. Elkeen het met sy eie eiertjie te lê gehad oor hoe ek dinge moet doen. En soms was dit maar nou sonder substansie. Toe ek my gaan myself die spreekwoord aangeleer. Jy kan nie sop in 'n vlakbord skep nie. Ja, ek gaan met Pieter se kalversploeg. Hy het eendag gesê, as 'n ou nie so af en toe die duiwel aan vasloop nie, dan loop jy seker saam met hom. Myne is vir Johan. Al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly nog steeds die mooiste ding. My sêding is maar deel van my werk. Dit is kos sonder sout is soos die lewe sonder liefde. So ja. Ek sal sê gesondheid op daai ene, baie liewe kos. Dan het ek ook nou die dag 'n onderhoud gedoen met 'n fisionoom. Sy ontleed mense se gesigte en sy was nogal reg met baie van die persoonlikheidskaraktertrekke wat ek het en sy sê toe, maar ek begin projekte en ek maak dit nie klaar nie. So toe loop ek een raak wat sê die wie A sê moet ook B sê. So gesondheid op projekte klaar maak vir die res van die jaar. Daar's hy. Wel, as vryskut akteur hier in Suid-Afrika is dit nie altyd werk nie. En so my sêding is, mense, as dit papreën, dan moet jy skep. Vir nou skep ons van die smillekker disse en klink 'n glasie op die Parel en sy mense.